Hartlik goeiemôre vriende, dit is die tweede week van ons kwartaalse reeks gevorm deur die Gees. En wat 'n wonderlike voorreg is dit om te kan weet dat die Here aanhou werk aan ons en dat deur sy Heilige Gees, die inwoning van die Heilige Gees, ons nooit stil staan nie, dat daar altyd groei is en altyd die moontlikhede is om die lig wat die Here vir ons gegee het beter uit te dra. Maar voor ons verder gaan met vanoggend se gesprek, kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U potensiaal in ons sien. En Here, vanoggend wil ons stil staan by hoe om daardie potensiaal uit te bring en meer in God se lig, U lig te kan lewe. Deur die Heilige Gees om ook aan die wêreld iets te kommunikeer. In Jesus naam. Amen. Ons teksgedeelte kom uit 1 Johannes uit. En 1 Johannes wat dan voorafgegaan word in sy eie lewe deur die skryf van die Evangelie van Johannes, kommunikeer baie sterk die Heilige Gees en dat die Heilige Gees sou kom en ook dat Jesus gekom het om die Vader te kommunikeer. Hy wat by die Vader was, is gestuur om dan soos ons mens te word en dan God aan ons te demonstreer, uit te dra, te beskryf. Hoe wonderlik is dit ons daardie voorreg het om dit te kan beleef. Maar hier in 1 Johannes, baie jare na die gebeure wat in die Evangelie van Johannes afgespeel het, bietjie meer filosofies kom Johannes en die Heilige Gees is nou 'n werklikheid. En hy praat van die Heilige Gees as dit wat vir ons die versekering gee dat Jesus wel die Vader aan ons kom toon het en dat ons in sy wonderlike lig kan lewe. Kom ons lees dan meer daarvan in ons teksgedeelte en dit kom uit 1 Johannes, twee gedeeltes, 1 Johannes 2 vers 20 en dan ook hoofstuk 4 vers 11 tot 21. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf en julle ken almal die waarheid. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het nog ooit God gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en sy liefde in ons het sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy Gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is? God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde en wie in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees nie vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees vervang straf. En wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief het wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet sy broer ook lief hê. Tot sover. Ons tema vanoggend, die Heilige Gees in verhoudings. Ons het almal verhoudings. Selfs wanneer ons in die publiek, in die openbaar dinge doen, kommunikeer ons goed. Miskien onwetend. Maar dit is ook, waar ons is daar 'n verhoudingsaspek wat betrokke is. Dan is dit miskien ook in ons werksplek, waar ons elke dag heen gaan, mense wat ons miskien goed leer ken, en daar vorm bande, daar vorm vriendskappe. Miskien is daar iemand daar by die werk wat jou verkeerd benader, en jou hare bietjie laat regop staan in jou nek. Ons het gelukkig daarom nie baie van dit nie, maar dit is ook 'n werklikheid. En dan het ons miskien waar ons woon, ons bure, ons verhouding met hulle in ons gemeenskap. Daar kommunikeer ons ook iets. En dan laastens in ons familie en ons vriendeomgewing. Daar waar ons goed geken word, wie ons werklik is, miskien baie duideliker na vore kom. En wat kommunikeer ons daar?
teks moedig ons aan om daar waar ons in ons verhoudingswêreld is, behoeftes te identifiseer. Miskien trek iemand swaar in 'n geloofskrisis. Miskien gaan deur 'n moeilike tyd. Miskien is die mense wat dalk nie so wyd het soos ons nie. Miskien 'n behoefte het. Dat ons dit raak sien, dat ons ook nie net koud staan daarteenoor nie, maar dat ons ook daarin 'n betrokkenheid toon. En dan ook die mense wat die teks praat baie streng en dit praat baie van as jy jou broer haat, dis 'n baie sterk woord. Miskien mense wat jy nie so baie van hou nie, ook daar word ons opgeroep om die liefde, die lig uit te dra. En hoe moeilik is dit nie? Hoeveel risiko's is daar nie? Ons weet tog almal dat mens kan onbeperk gee aan die fisiese. Daar is ook die geestelike gee wat belangrik is. Die Here sê tog, moenie net werk vir die brood wat vergaan nie, maar ook die brood vir die ewige lewe. Ons moet ook in die reddingsdimensie van die Here inkyk en weet dat daar 'n taak vir ons is. Wat het Jesus kom doen as hy ons voorbeeld is en dat Jesus in ons is, die Vader wat die Seun gestuur het om hom te verteenwoordig, om hom uit te dra, daardie kommunikasieketting begin by die Vader. Dit kom na ons toe as mens deur Jesus Christus en hy kommunikeer die liefde. En dan so, wanneer ons hom aangeneem het en hy opgevaar het na die hemel wat ons eersdaags gaan vier, stuur hy die Heilige Gees om met ons te wees. En hy praat van in die teks van 'n salwing, om gesalf te wees deur die Heilige Gees, ons kontak met die wêreld, ons verhoudings, die regulering van ons verhoudings met mense om ons, waar die Heilige Gees dan hierdie rol speel, 'n liefdesrol, 'n opbouende rol. Wat het die Here kom kommunikeer toe hy op aarde was? Reg in die begin toe hy net gedoop was, en Johannes sê, daar is die Lam van God. Die twee van sy potensiële disippels na hom toe gesê, Rabbi, waar gaan jy tuis? Dadelik by hom kom kuier. Ek wonder of ek so gemaklik sou gewees het gesê, kom saam. Miskien nie. Maar Jesus sê vir hulle, kom ek gaan wys julle. En hulle gaan saam met hom. Dan sê hulle 4:00 die middag daar aangekom en daar het hulle die res van die dag deurgebring. Ongenooide gaste wat opdaag. Jesus wat absoluut innooi en 'n gasvryheid aan hom gehad het. Ons sien later ook met die vrou by die put, hoe hy die vrou, nadat hy vir haar ingelig het wie hy is, hy stuur haar na die dorp en hier kom sy met die hele dorp terug. Jesus wat die gas was, word die gasheer. En hy nooi mense in, en hy bly 2 dae daar by hulle, die gasvryheid van die Here. Ja, die Here was ook ingestel op ons behoeftes. Toe die mense honger was, het hy begin vra, wat gaan hulle eet? En dit wat daar was, het hy gebruik. Miskien is dit vir ons ook 'n riglyn wanneer ons behoeftes raak sien. Kom ons begin met wat ons het en ons werk daarmee. Dit is die Here se voorbeeld. En dan weet ons ook, hy het nie net saam gelag en saam hoogtepunte gevier, hy was ook hartseer saam met mense, waar mense emosioneel stryd in hulle gehad het, hartseer gehad het, miskien weens die dood, het hy saam gehuil. En was hy daar gewees vir hulle, om daardie lig, daardie goddelike lig wat die Here, uit die Here uitskyn, dat dit die wêreld, 'n donker wêreld, verlig het. En so gee hy ons dan die opdrag, soos die Vader my stuur ek julle ook. Ons is net veronderstel om die lig te ontvang en dit te geniet en net om onsself te nee, dit is 'n aktiewe lig wat uitgestraal moet word, 'n sone waar God se koninkryk uitgeleef word. Hy stuur ons. En wanneer ons dan wonder, hoe gaan ons hierdie behoeftes wat om ons presenteer, hanteer. Mense wat behoefte het, emosioneel, fisies, en dan ook verhoudings wat bietjie geskaaf moet word. Hoe gaan ons dit hanteer? Dit is die onmoontlike. Dis daar die dinge wat mense eintlik nie na wil kyk nie, jy wil eerder dit vermy. Maar die Here roep ons op. En voordat ons te gemaklik raak om mense se foute uit te wys en te sê, maar ek gaan ons bereik word as ek nou begin geld gee en ek gaan dit doen. Kom ons kyk oomblik na onsself. Die Heilige Gees het ook gekom om die waarheid
aan ons te toon. En ook die waarheid oor onsself. Hy oortuig ons van ons eie sondes. So ons in ons lewens daardie lig laat skyn, as die Here se lig op ons lewens val. Wat sien hy? En hoeveel lig is daar om ons? Is daar miskien 'n paar donker kolle waar ons net wil afskakel en 'n bietjie afgestomp raak en een kant wil wees en net 'n bietjie wil nie in die lig lewe nie? Is daar miskien 'n donker kol of twee wat ons vir die Here moet gee en vra, Here, gee vir ons die vernuwing, om ook aan daai donker kolle dit te verhelder deur die liefde, en ons so deel van die volk te wees wat die lig uitdra. Gelukkig is die Heilige Gees ook daar vir vernuwing, en hy bring daardie heling, om ook aan daai donker kolle herstel te bring, sodat ons met vrymoedigheid, die gasvryheid, die omgee, die liefde van die Here kan weerkaats en dit kan uitleef. So wanneer mense gesalf is in die Ou Testament of ook in die antieke tye in Jesus se tyd, kan ons sê, was daar 3 redes wat gebruik is. Die eerste rede was gewees algemene gesondheid en goed na jouself te kyk, 'n stand van heling, 'n stand van gesondheid, om dit te bevestig. En dan was ook die viering, toe Maria die voete van Jesus met daai nardesolie gesalf het en daai wonderlike geur deur die huis getrek het. 'n Viering van waardering van wat die Here vir ons gedoen het, 'n salwing. En so is hierdie salwing van die Heilige Gees nie net ons eie welstand nie, maar ook om dit te vier, om wat die Here vir ons gedoen het te vier. Maar laastens, en nie die minste nie, die konings van Israel is deur die profete gesalf. Dawid is gesalf deur Samuel om hom aan te wys, om te toon wie hy is, wie hy moet wees, dat hy daardie taak sal opneem. En dan dink ons aan ons eie taak, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, om lief te hê. En wanneer die Heilige Gees dan daardie salwing in ons is, ons kontak met die buitewêreld, ons kontak met ons verhoudings, waar hy in ons is, en deel van ons word, ons kontakpunt met die wêreld, dan weet ons daardie lig kan onbelemmerd uitgestraal word. En dit vat 'n besluit, dit vat 'n totale oorgawe, dit vat 'n wilsbesluit om te kan sê, Here, gebruik my ten volle. Daardie donker kolle miskien in my lewe van, dat ek nie so gereed is nie, gee my die wysheid om dit te kan hanteer, om dit beter te bestuur en beter in staat te wees om die lig uit te dra. So wanneer ons dan dink, hoe kan ons behoefte in ons lewe hanteer? Kom ons vra die Here om vir ons wysheid te gee, met wat ons het in ons middele, en ons vra die Here, beskerm ons, dat ons nie uitgelewer is en dan later daar negatiewe gevolge is nie, maar dat ons die risiko wat ons vat, dat ons saam met U dit neem, om te sê, ek wil ook omgee. Ek wil nie my broer sien gebrek ly nie, ek wil nie dit net wegkyk en sê, dit is nie daar nie. En so kan ons verhoudings, daardie verhoudings in ons wat miskien 'n bietjie aandag moet kry, miskien 'n bietjie salwingsolie moet kry, dat die dinge weer kan begin gebeur, en laat ons miskien 'n respekvolle verhouding met iemand kan hê, al is ons nie boesemvriende nie, maar dat ons kan weet, dat in U het ons 'n gemeenskaplike faktor, dat U die groot vredemaker is, en dit ook in ons lewe, daai vredeslig wil uitstraal, om ook in daardie kolle van ons lewe aktief te wees, en daardie lig te laat uitstraal. So laastens, om dan die reddende genade van die Here uit te leef. Ons het miskien almal iemand in ons familie, ons vriende, ons werkskring, wat nie glo nie. Dis algemeen. Ons weet van mense wat deur omstandighede so in 'n posisie gekom het, om nie daardie hoop te kan hê nie. En dit is net 'n kommunikasieproses. Ons weet dit. As hulle weet wat ons weet en ervaar wat ons ervaar, hoe die Here in ons lewens werk, dan weet ons, as hulle dit net kan sien, dan kan hulle ook deel wees van hierdie vreugdevolle ligwêreld van die Here,
om dan so in sy lig te kan lewe. Here, ons vra dan vir die Here, dat hy ons die wysheid sal gee, en daardie wonder om in God se wêreld betrokke te kan wees. Ons weet almal hoe partykeer dinge oor ons pad kom. Iemand kom na ons toe, wat 'n geestelike honger het, en ons kan getuig. En ons weet nie hoe dit gebeur het nie, en ons sit in verwondering, en ons dink, hoe dit gebeur? Ons hoef nie te wonder nie, dit is God se wêreld. Ons word ingetrek in daardie kennis, wat net die Here het, om daardie kontakpunte by mekaar te kry. En dit is waar die Here ons nodig het, 'n liefdesligwêreld, om so in 'n wêreld te kommunikeer, die laaste skakel in daardie kommunikasieketting, van God die Vader, deur die Seun na die mens, deur die Heilige Gees as 'n salwing op ons, na al ons verhoudinge toe. En soos wat die Johannes Evangelie in 13 vers 35 so treffend sê, dis 'n nuwe gebod wat ek vir julle gee. Julle moet mekaar lief hê. En dan sal almal weet dat julle my disippels is. Die Here het ons nodig om hierdie laaste skakel in die kommunikasieketting uit te lewe. Daardie liefdeswêreld, ook in verhoudings om ons, verhoudings met verskillende behoeftes, dit aan te spreek en so God se liefdeswêreld uit te leef. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U genoeg omgee vir 'n wêreld wat miskien ver van U af is. In verhoudings waar aan geskaaf en gewerk nog moet word. Here, en ook behoeftes om ons, dat ons dit sal raak sien en net sal ignoreer nie, Here, maar dat ons aktief U liefdeswêreld sal uitleef met die middele wat ons het. En ons vra dat U ons die wysheid sal gee om ons in te trek in die wonderwêreld van die kennis wat U het om mense wat ver is van U af aan te raak. Here, in ons families, in ons vriendekringe, in ons werkskringe. Geef vir ons die takt en die regte trede. Wys vir ons daardie pad aan, Here, sodat ons ook kan kommunikeer, blykeer sonder woorde, die liefdeslig uit te straal. Dankie, Here, vir die goedheid. Dankie vir die reeks, Here, en ons vra dat U ons sal seën daarin, terwyl ons in hierdie wonderlike tyd, Here, U naam groot maak. Die Heilige Gees wat gestuur word om ons te vorm tot nuwe mense, wat volgens 'n nuwe gebod lewe. Dat ons mekaar sal lief hê. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien, Here, maar in die naam van ons Here en ons Meester, Jesus Christus. Amen. Nou mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Amen.